Wat is die begeerte van jou hart? Psalm 37 vers 3 tot 7. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeerte van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Johannes 8 vers 44 tot 45. Julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Ek glo in my hart, die Here voel ook soms teleurgesteld in ons as mens, hoe ons hom behandel, en nie ten volle vertrou nie. Dit is soos 'n vertrouensbreuk tussen mens en God. Die Here is so goed vir ons. En hoe is ons vertroue in God? Ons moet getrouheid beoefen. Die Here sal reg en geregtigheid in jou lewe, soos 'n lig in jou lewe laat opkom en alle duisternis verlig. As ons verlustig in die Here en getrouheid aan God beoefen, sal ons niks tekort hê nie, en die Here sal ons gee die geestelike begeertes van ons lewe. Die Here wil ons geestelike begeertes in ons lewe gee en nie die aardse goed. Ons moet ons weë aan die Here oorlaat, en die Here sal ons paaie gelyk maak en alle struikelblokke uit ons lewe help oorkom. Ons moenie toornig word in ons lewe oor die mense voorspoed nie. Ons voorspoed is net in die Here, en ons lewe sal voorspoedig wees in al ons weë as ons net in sy voetspore wandel. Psalm 140 vers 9. Die Here gee tog nie die begeertes van die goddelose nie, laat sy listige planne nie geluk nie, sodat hulle nie hul verhef nie. Psalm 38 vers 10. Here, voor U is al my begeertes, en my gesig is vir U nie verborge nie. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik na U toe, en ons sê vir U dankie dat U al die begeertes van ons hart en ons lewe ken. En dankie Vader dat U dit vir ons gee op hierdie oomblik, en ons prys en ons eer, en ons gee al die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.